Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in die huis van die Here. Ek hoop u het lekker geslaap, dat u uitgerus is en dat u reg is vir 'n ontmoeting met die Here. Net 'n paar afkondigings, eintlik net een vanuit die kerkkantoor. Kan u dit glo, dit is minder as 2 weke, dan is dit bazaar. 22 Maart, vriende, dit is vandag 9 Maart. Dis nie meer Kersfees nie. Valentinesdag is ook verby. En die volgende groot ding op die land se kalender is Onderwysgemeente se bazaar. Dis die 22ste Maart, nie eerskomende Saterdag nie, maar die Saterdag daarna. En ons vra asseblief dat u met ons hande sal vat as deel van ons bemarkingsspan. So indien u in Onderwysgemeente deel van vorm, as jy 'n lidmaat is, gebruik daai foon asseblief, daai WhatsApp stuur die afkondiging uit, so ver as moontlik oor die Oeverberg, nooi mense, dat hulle iets kan kom beleef van Onderwysgemeente se gasvryheid, iets van ons kultuur, iets van die pragt van Onderwysdorp, en dan net hoe lekker ons kan bazaar hou. So asseblief, elkeen van ons wat hier sit, vorm hierdie jaar deel en ons wil saam entoesiasties bemark. Net 'n paar reëlings rondom hierdie jaar se bazaar. Die eerste ding is dat Mosopstraat 'n eenrigting gaan wees vanaf Douglas en Radyn. Onthou, Mosopstraat gaan 'n eenrigting wees vanaf Douglas na Radyn. So jy moet by Douglasstraat inkom en by Radynstraat uitgaan. OK. As u nie weet waar daai strate is nie, stuur asseblief ons 'n WhatsApp. Ons sal dit ook miskien net vir julle uitbeeld op een of ander kaart. Belangrik, bazaar begin om 9 uur. Soos wat kerk op 'n Sondag begin om 9 uur, begin bazaar oor 2 Saterdae om 9 uur. Daar is nog tafels en stalletjies wat hulp benodig. Asseblief, u weet, as daar eerste magtom mense deurkom, dan is dit altyd so bietjie chaos. Ons hou van chaos, maar net om die chaos 'n bietjie meer te orden. Vra ons asseblief hande om net te kom help. So u kan vir Margaret net kontak by die kerkkantoor as u bereid is. Al is dit net vir 'n kort tydjie om te help. Miskien veral hierso tussen 9 en 10:30 van ons weer die baie mense hier gaan wees. Daar gaan weer kaartmasjienkies wees, maar kontant is altyd welkom. En dan die laaste ene, hou asseblief die week wat nou gaan volg, die hartklop fyn dop en ook die kommunikasie op ons WhatsApp groepe vir al die finale reëlings. Ons gaan net alles daarop deurgaan. Maar die belangrikste, asseblief julle, u vorm deel van ons bemarkingsspan, so kom ons kry die boodskap uit. Bazaar is 22 Maart hier by ons mooi gemeente. Gemeente, ons het geleentheid om die Here soos elke Sondag te dien met ons dankoffers, en ons wil vir u volgende herinner hoe waardevol hierdie dankoffers deur die gemeente in die gemeenskap ingaan. Ons gebruik die dankoffers vir die koninkryk en vir die werk om die hande en die voete van ons Here Jesus Christus te wees. Dit val nie maar net in 'n dropsafe nie, maar ons het 'n span, 'n hoogs bekwame span wat regtig waar 'n vinger op die pols het wanneer dit kom by die besteding om goeie rentmeesters te wees van God se geld. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Gemeente, ek steek vanoggend vir ons die Christuskers aan. En al is ek 'n brose, nietige mens, is daar ietsie binne in my wat met sekerheid vashou aan die belofte van God se nabyheid. Kom ons, maak ons, kry onsself in 'n plek om te weet dat Jesus ons vanoggend hier kom ontmoet. Daarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi graag al die rooi treinmaatjies na vore. Net terwyl hulle na vore kom, dan kan almal wat dalk nie weet van rooi trein nie, enige kindertjies is welkom tot en met graad 6, graad 7's kom, dan in die aand na 10 triks toe. Kom papa toe. Dit sê. So ons het 3 fases, vriende. Dit is ons voorskoolse fase wat rooi trein dan nou maar genoem word. Hulle kom daaronder in die wat ons nou nog op hierdie stadium die teater noem bymekaar. Dan het ons fase 2 wat graad 1 tot 3's is. Hulle kom op die diensentrum se stoep of binne in die diensentrum bymekaar. En dan die graad 4 tot 6 wat elke Sondag wanneer daar nie 'n stil word diens of 'n meditatiewe diens in die kapel is nie, kom hulle by die kapel bymekaar. Wanneer daar wel so 'n diens is, maak ons 'n alternatiewe reëling vir hulle en ons gee dit ook so deur op ons verskillende groepe. Dan ook, ek moet baie sensitief wees oor die term moederskamer. Dis nie 'n moederskamer nie. Want 'n pappa het vir my die een oggend gevra, maar mag ek dan nou nie met die kleintjie daar bo toe gaan nie. Net daar hier agter die sysaal, as jy net daar by die opdraand oploop, het ons 'n voorrooi treinkamer, of kom ons noem dit 'n Peterskamer, waar ons ook 'n TV daar op het en hier's amper deel van die kerk. Jy kan selfs deurkyk na die kerk toe deur al ons vensters daar, maar daar is vermaak wat gerig is op die kindertjies wat nog nie rooi trein toe kan gaan nie. En indien u genoeg waagmoed het om die kinders te stuur, is u welkom om hulle te stuur na rooi trein toe. Miskien net vir hulle, een van die ouers vir hulle asseblief vergesel voordat hulle 3 jaar oud is. Ons stuur vanoggend vir Leo na Tannie Marley toe, so sterkte. Hy kan hom al mooi teken. Maatjies, môre Andretjie. Hoe gaan dit met julle? Goed, het julle lekker geslaap? OK. Ek het eintlik net een vraagie wat ek vir julle vanoggend wil vra en dan gaan ons 'n liedjie saam sing. Wie van julle het al ooit seer gekry? Niemand? OK. Dankie, julle kan maar julle handjies neersit. Miskien het julle iewers geval by die skool, of miskien het julle vinger in 'n deur vasgeknyp, of miskien het julle iewers gevat toe pappa gebraai het aan die rooster, toe hy vir jou gesê het dit is shushu. Nee. En dan is dit nie so lekker nie, want dan brand jou handjie omtrent vir 'n dag lank. Of miskien het jy te vinnig in die bad geklim, en toe was die water nog warm, en toe brand jy ook met die water. Of op een of ander manier het jy net seer gekry. Miskien toe jy klein was, het jy van die bed afgeval. Nee? Of iets het gebeur wat nie lekker is nie. En dan kry 'n mens seer. Maar mens kan ook op 'n ander manier seer kry. Aan die binnekant. Nee. Dis seer wat mens nie noodwendig kan sien nie, maar wat mens hier binne in 'n mens voel. En dit maak 'n mens hartseer, nee.
Miskien het 'n maatjie al vir jou ietsie gesê wat lelik is. Of miskien het maatjies net vir jou geïgnoreer by die skool en hulle wil nie met jou speel nie. Of miskien het jy al gehoor hoe ander mense beklei en dit laat vir jou hier in jou hartjie nie lekker voel nie. Maar vandag wil ek vir julle een belofte gee. Wie van julle het al van 'n woordjie belofte gehoor? Belofte beteken dat dit regtig waar die waarheid is. OK. Julle hoef nie eers 2 keer te dink nie, dit is regtig so. En dit is deur een dingetjie te doen. Ek wil gou hê jy moet aan jou vel vat. Vat gou so jou vel en dan nie hard trek nie, dit gaan miskien seer wees, net so bietjie, trek net so bietjie jou vel. Voel jy hoe naby is jou vel aan jou binnekant van jou lyf? Dit is soos teenoor jou bene, in jou vleis en jou spiere, nê? Nee. Jesus kom sê, hy is by ons. Weet jy wat dit beteken? Hy sê, selfs al voel jy hoe naby jou vel aan jou lyf is, sê hy vir jou, dat hy nog nader is. Liewe Jesus is so naby aan jou, hy selfs nader aan jou as jou eie vel. En dit kan ons weet, veral wanneer ons nie lekker voel nie. Liewe Jesus is by ons. Hy hou ons vas en hy troos ons, hy gee vir ons 'n groot drukkie. En dan kan ons ook weet dat ons nie alleen is nie. Is dit reg met julle? OK. Ek gaan vir ons 'n gebedjie bid en dan gaan ons 'n liedjie sing. OK. Kom ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U by ons is. Ook in die tye wanneer ons miskien hartseer is of seer het. Dankie dat U ons nooit alleen los nie. En dankie dat U vir ons sê, maar ek gaan vir jou vashou. Help ons asseblief om daaraan te dink, veral wanneer ons swaar kry. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Maatjies, kom ons staan en ons sing die volgende lied. Gemeente, ek wil vra dat u ook saam met ons staan en dan sing ons hierdie baie bekende kinderliedjie saam. Kom ons staan. Die ek sing. Sit, maatjies, julle kan nou julle klassies toe gaan. Ek dink ons het nou weer jammer, nou het ek vir julle weer gevra om te sit, maar ons gaan nou weer staan. Net soos die vorige keer vir 2 liedere, ons sing Daar staan 'n kruis en 'n hart en in die hart van God die Vader, waarna ons gaan sit vir saggies en teer. Kom ons staan vir die volgende 2 liedere. Zelf die sonder nood
die seer en self beweer, kom verhuil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, maar 'n vloei waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Dan 'n graf wat leeg getuig, triomfeer en fees beswyk, skree die dood gegaan, die liefdesvors opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, die leef in my, dis volbring, 'n leeg graf. Droom en lof omring, skare skreeu en altyd sing, kyk die lam wat ewig heers, sal ek dien, nie sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, met U in heerskappy, hemel hoog, die troos is troon, daar staan 'n kroon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, in elke volk en taal en tyd, glorie glans berei vir hom, beminde van die bruidegom. Vry, waarlik vry, ek kom weer, ek kom vir my, al die dag sal ek bly wag en lewensvry, liefdesbruid. Ek is vry, waarlik vry, ek kom weer, ek kom vir my, daardie dag sal ek bly wag en leef as bruid, die liefdesbruid, leef as bruid, die liefdesbruid. Die hart van God die Vader staar 'n sagte vir die wêreld en sy mense, elke huis en kerk, nadat hy sy seun gegee het om te sterwe aan die kruis, die mense wat sy liefde aan die wêreld sal gaan wys. Daarom het ek jou uitgesoek, hiernatoe gelei, sodat sy genade kan uitvloei, deur die liefde wat jy lei. Hart van die mense, oral om jou bly, kan oorroep van sy guns en heerlikheid. Die hart van God die Vader, daar is sagte plek vir die wêreld en sy mense, elke huis en kerk, nadat hy sy seun gegee het om te sterwe aan die kruis, soek hy mense wat sy liefde aan die wêreld sal gaan wys. Dankie dat U my uitgesoek het, dat U my ook wil gebruik,
stel wil die eiland so bly daar vir jou en vir my. Waarom dan mag hy verwerp al sy goedheid, goedheid vir jou en vir my. Kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Dink aan sy liefde wat hy ons beloof het, liefde vir jou en vir my. Hy skenk vergifnis so groot ook ons sonde, skenk dit vir jou en vir my. Kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Saggies en klein die roepstem van Jesus. Hy roep ons sondag, kom tuis. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Kom ons bid saam. Here, so aan die begin van lydenstyd raak ons opnuut bewus van U menswees. Maar so ook, Here, van ons eie menswees. En ons prys U dat U nie wegskram, dat U nie omdraai en wegloop nie, maar dat U nader kom, veral in ons swaar kry, veral in ons lyding. So ons vra, Here, seën ons tog in hierdie tyd, maar help ons om genoeg waagmoed ook te hê, om juist te dink aan dit waardeur U gegaan het, vir ons saligheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, vanoggend is die eerste Sondag van lydenstyd, en Dominee Hans het dit op so mooi en gepaste wyse vir ons ingelei op as Woensdag, die Woensdag wat nou verby is. En kan daar vanoggend 'n meer gepaste teks wees om hierdie tyd binne te gaan, as 'n teksgedeelte wat basies handel oor
terrorisme en die ineenstorting van 'n toring. Almal praat tot vandag toe nog van hierdie gebeurtenis, veral in Israel. 'n Dag van oorweldigende hartseer en verlies. Mense wat maar net besig was met hulle alledaagse lewe, wat maar net besig was om reg te maak, om tempel toe te gaan, toe hulle ewe skielik op 'n baie gewelddadige wyse om die lewe gebring was. En dan 'n toring wat ewe skielik ineenstort. Julle torings herinner ons gewoonlik aan krag, aan sekuriteit. Maar wanneer 'n toring ewe skielik ineenstort, dan voel 'n mens nie meer so veilig nie. En die aanvanklike reaksie, skok, groot skok. En dan stelselmatig 'n paar prominente vrae wat na vore kom, vrae soos: hoekom, Here, hoekom was onskuldige mense dood? Hoekom het die toring juis toegeval? Here, waar was U gedurende dit alles? Nou, alhoewel meeste van hierdie gebeure ooreenstem en klink soos dit wat op 11 September 2001 in die FSA met die Twin Towers gebeur het. En al kan mens amper half dink dat hierdie 'n boodskap gaan wees waar ek 'n sekere teksgedeelte in hierdie gebeurtenis probeer inforceer, praat ek nie vanoggend van 11 September nie. Ek praat eerder van dit wat ons lees in Lukas 13. Lukas 13. 2000 jaar gelede het Jesus die nuus ontvang dat onskuldige mense doodgemaak was. En hulle was doodgemaak deur dit wat ons eintlik maar terroriste kan noem. Hulle was doodgemaak toe hulle nog besig was om gereed te maak om te gaan na die tempel toe, om hulle offers te neem. En Jesus se reaksie op dit alles, sowel as sy noem van die ineenstorting van die toring by Siloam, bring ons dan by vanoggend se vraag: maar hoekom kry goeie mense swaar? Of dan, om by die tydperk aan te sluit waar ons nou in beweeg, waarom ly sommige goeie mense? Kom ons lees ons teksgedeelte vir vanoggend saam. Lukas 13 van vers 1 tot 9, ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Juis in daardie tyd, vers 1, het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek
en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap. Ons lees net tot sover. As volgelinge van die opgestane Here Jesus Christus is ons dankbaar vir sy Gees. En sy Gees wat ons altyd lei in die rigting van Jesus. En wanneer ons dan met oortuiging, wanneer ons met groot eerbied sy woord lees, kan weet dat Jesus deur sy Gees by ons is, dat hy ons styf vashou. Maar vriende, ek weet ook van baie mense wat so graag vanoggend by Jesus sou wou sit en vir hom sou wou vra, maar hoekom Jesus? Hoekom die aanvalle of van ons senior burgers hier in ons mooie onrus in die middel van die nag? Hoekom die kaping op ons kuspaadjies? Hoekom die aanvalle by Fernkloof? Hoekom die aanvalle op plase en dan internasionaal? Hoekom die dood van die babas mamma en seentjies daar in Gaza? Nie eers om te praat van ander gesinne reg oor die wêreld nie. Deur na Jesus se antwoord in Lukas 13 te kyk, dink ek dat Jesus, as ons sulke vrae na hom toe sou neem, trane vol oë sou kry en vir ons sou antwoord. Dink jy dalk dat hierdie mense in Hermanus, met wie die aaklige goed gebeur het, groter sondaars was as die res van die inwoners? En dat dit juist daarom is dat dit met hulle gebeur het. En daai plaasboere, was hulle dalk slegte mense, en daarom was dit hulle verdiende loon. Juist daarom het ek my gesig weggedraai, en het ek my skouers opgetrek toe hierdie dinge met hulle gebeur het. Gemeente, hy sou sê nee. O nee. En dan kom Jesus in hierdie klimaat van vrae. En hy maak 'n uiters ontnigterende stelling vir hulle toe, maar ook vir ons vandag. Hy kom skud 'n bietjie ons boksies. Hy sê in die klimaat van vrae en hartseer, as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Ek kan nie dink dat baie van die gehoor uit die veld geslaan was met dit wat Jesus hier gesê het. Hulle gaan na hom toe met 'n baie belangrike, 'n filosofiese vraag, maar hoekom kry goeie mense swaar? Maar dan laat Jesus hierdie vraag basies ongeantwoord en besluit om eerder te reageer met 'n stelling wat gaan oor hulle eie geestelike kondisie. Vriende, ek dink nie dit is sleg om vrae te vra wanneer dit kom by swaar kry nie. Of althans in hierdie tyd oor lyding nie. Ons kan maar weet, die Bybel en die Christelike geloof is lewend en gekondisioneerd genoeg om onder die vergrootglas geplaas te kom wanneer dit by hierdie tipe dinge kom. En wanneer juis ons geloof en ons Here bevraagteken word, kan ons maar ons rus vind in die wete dat Jesus weet wat aangaan. Ek meen, dit gebeur al vir eeue. Mens hoef daarom nie daardie gedeelte van jou brein
af te skakel wanneer jy jou Bybel oopmaak of wanneer jy deur die deure van die Bybel, van die kerk instap nie. Gemeente, die nadenke oor lyding spook al vir generasies by ons. Dit is uit die aard van die saak so 'n groot vraag dat daar 'n hele teologiese en filosofiese studie al vir jare aan die gang is wanneer dit kom oor hierdie goeters. Hierdie studie word teodisee genoem. Hierdie studie vra basies een vraag: as God goed en almagtig is, hoekom kry mense swaar? Waarom is daar lyding? Sommige mense kyk na wat die Bybel oor God sê, en dan kyk hulle na dit wat rondom hulle aangaan, en sê die karakter van God en die realiteit van ons dag weerspreek mekaar. Aan die hand van ons teksgedeelte en die hele teodisee vraagstuk is daar aan 4 belangrike punte, dinge wat na vore kom, wat vir ons goed sal wees om vas te hou, om oor na te dink, wanneer dit kom by lyding, en hoe om daarvan sin te maak. As jy net vinnig die begin van Genesis gaan lees, dan sal jy sien dat daar geen sprake van lyding in die tuin van Eden was nie. Dinge het egter verander toe die twee in die tuin besluit het om hierdie liefdevolle God se opdrag nie aangehoorsaam te wees nie. Om nie hulle daaraan te steur nie. En in daardie oomblik het lyding 'n realiteit geword en op die toneel verskyn. Ons leef steeds in 'n wêreld wat beïnvloed word deur die uitwerking van sonde. Julle God is nie die bron van kwaad nie. Satan en sonde is daarvoor verantwoordelik. Menslike lyding kom daarom in hierdie gebroke wêreld van 2 verskillende bronne. Die morele en die natuurlike. Beide wat Jesus hier in Lukas 13 aanraak. Eerstens, ons leef in 'n wêreld waar morele kwaad 'n realiteit is. Ons moet hierdie wêreld deel met 'n paar nie lekker mense, om 'n mooi woord te gebruik. Meeste van ons dink dat Pilatus eers sy verskyning maak waar hy sy hande in onskuld was, voordat Jesus oorgelewer was om gekruisig te word. Maar hier in ons teksgedeelte sien ons dat hy reeds voor Jesus se kruisiging maar 'n baie wrede man was. Pilatus was die een wat die opdrag gegee het om hierdie gewone Galileërs, wat net besig was om hulle geloof te beoefen, dood te maak. Hulle die wêreld moes nog altyd oorleef met sulke wrede mense soos Pilatus. Selfs lank voor Pilatus se lewe lees ons daaroor wanneer die profeet Jeremia kom skryf oor die verdorwenheid van die hart. Hy skryf: die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Hoofstuk 17 vers 9. As jy hier sit, hoef jy nie verder as die eie foon of die beursie te kyk om net daarvan bewus te raak nie. Ons fone het wagkodes en iewers tussen ons beursies, ons handsak of ons broeksak het ons 'n sleutel wat daarvan getuig dat dinge toegesluit moet word.
Dat ons dit moet weghou van een of ander ongewenste karakter wat dalk net gaan kom en vat wat nie aan hom of haar behoort nie. Ons sien daarom dat in die hartjie van die mens se probleem lê die probleem van die mens se hart. Die mens vloei daarom as dit ware langs die rivier van gebrokenheid en ons kort 'n redder om ons op te help, om ons uit te lig. Ons kan nie vir God blameer vir die optrede van wrede mense nie. Toe God ons gemaak het, het hy vir ons die vryheid gegee om te kies. En ongelukkig kies mense wrede, geweld en die kwaad. Die ander bron van lyding wat ons ook in ons wêreld teekom is die natuurlike. Soms kry ons ongelooflik swaar. Ly ons. Maar dit is nie as gevolg van een of ander persoon, 'n wrede persoon nie. Dit is eerder as gevolg van dinge wat ons kan noem rampe of ongelukke. Mens kan selfs siektes ook hier insluit. Hoekom is daar aardbewings, droogtes, ongelukke en siektes wat die oorsaak is van groot lyding? Wat selfs die oorsaak is van dood? Hoekom is daar dinge soos kanker, infeksie en ander siektes? Want vriende, net soos ons in 'n gebroke wêreld leef, waar die kwaad baie se harte besoedel, is die vleeslike, die liggaamlike ook gebroke. Nietig. Tydelik. Juist daarom dat Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 4 kom skryf, en hierdie was vir my en is vir my so 'n spesiale teksgedeelte. Ek het my hele skripsie in my MDiv jaar hier rondom gebou. Hy sê vir hom, liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende. So, om die twee bronne dan op te som, die een is van binne die mens, en die ander een is van buite die mens. Op 11 September was mense verantwoordelikheid vir die vlieg van vliegtuiens in die Twin Towers in. By Siloam, ons weet nie waarom hierdie toring in duie gestort het nie. Ons lees van geen persoon wat verantwoordelik was nie. Ons weet wel dat 18 mense as gevolg daarvan oorlede is. Miskien het iemand 'n fout gemaak toe hulle die toring gebou het. Of miskien was dit net een van daardie onvermydelike ongelukke wat soms gebeur. Gemeente, alhoewel die stukkie waar ons bly pragtig is en vir die meeste part veilig is, raak ons dikwels bewus gemaak deur onaangename insidente en dinge wat ons op die nuus sien, dat ons nie in 'n perfekte wêreld leef nie. Storms, ongelukke en siektes is 'n realiteit. Moet ons God blameer daarvoor? Ek dink nie. Sedert Genesis 3 pyn God se hart toe sonde opgedaag en 'n sneeubal begin het om alles wat mooi is te kom besoedel. Ek kan net dink dat 'n groot vraag onder die gehoor van Lukas 13 sou wees,
Maar hoekom juis die lyding van hierdie onskuldige mense? Hierdie Galileërs. Hoekom die wrede dood onder die hand van Pilatus? En hoekom moes die toring juis toe in duie stort? Juis op daardie oomblik wat 18 mense se lewens geneem het. Deur te kyk na Jesus se reaksie, is mens geneig om af te lei dat daar onder die mense teenwoordig die gedagte geseëvier het dat hierdie mense wat oorlede is, maar eintlik een of ander slegte agtergrond moes gehad het. En dis die enigste verduideliking. Want as gevolg van hulle slegte agtergrond of lewe, was dit hulle verdiende loon. Maar vriende, dit is nie hoe dit werk nie. Buitendien, om deur die lens van die Bybel na die tema van vanoggend te kyk, sal ons eintlik besef dat niemand in elk geval goed is nie. Net God self. Lukas 18 vers 19. Daar is hierdie Engelse uitdrukking wat lui, God is good all the time. And all the time, God is good. En dit is verseker so, maar ons kan nie dieselfde van onsself sê nie. Deur genade is ek 'n sondaar gered. En dit deur geloof. Eintlik, wanneer ons vra waarom slegte dinge met goeie mense gebeur, vra ons die verkeerde vraag. Met betrekking tot vanoggend se teksgedeelte het die groot teoloog R.C. Sproul die volgende geskryf. Hy sê, wat Jesus hier besig was om te sê was, julle vra die verkeerde vraag. Wat julle eintlik moet vra is, maar hoekom het die toring nie op my kop geval nie? Ons het al seker oor die vraag nagedink. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense soos ek? Maar vriende, het jy al ooit oor die vraag nagedink, maar hoekom gebeur goeie dinge met slegte mense soos ek? Swaar kry, vriende, het geen voorkeure nie. Dit vra ook nie toestemming nie. Iewers in 'n mens se lewe, maak nie saak wie jy is, wat se titel voor jou naam staan, wat jou agtergrond of jou familiegeskiedenis is nie, sal swaar kry, heel moontlik op een of ander manier op jou lewensvoorstoep opdaag. En dit, julle, heel moontlik onverwags. Die silwer randjie aan hierdie donker wolk vir ons as volgelinge van Jesus, vrygekoop deur sy bloed, is dat die swaar kry, die lyding net tydelik is. Hierdie lyding wat so ingeweef word met die gebroke wêreld, dat dit net tydelik is. Paulus skryf so treffend aan die gemeentes in Rome in hoofstuk 8 vers 17 en 18, omdat ons sy kinders is ons ook sy erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus gemeente. Dit blaas my brein. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Wat 'n fantastiese gerusstelling. Die derde punt wat ek graag wil uitlig aan die hand van ons teksgedeelte, is dat lyding
ons bewus maak van ons eie broosheid. Toe daar vir Jesus uitgevra was oor Pilatus se optrede en die val van die toring, het Jesus beide gevalle geantwoord met 'n amper onverteerbare antwoord in daardie klimaat deur te sê, as julle nie julle bekeer nie, sal julle net so hulle ook almal omkom. Waarom so antwoord? So amper mag dit voel of dit 'n ongevoelige antwoord is. Wel, geliefdes, soos in alle gevalle sien Jesus altyd die groter prentjie. En dit wanneer ons maar vasgevang is in die hier en nou. Hy ken die en was deel van die ontwerp van die mens. Dat ons gemaak is met hierdie diepe hinkering, hierdie hartsverlange vir aanbidding, om in verhouding te wees met iemand groter, hoog en verhewe bo die mensdom. Ongelukkig het baie mense daardie leemte met wêreldse goed, selfs afgode, in plaas van hulle Skepper begin aanbid en begin vul. Gemeente, daarom dat hy 2 keer sê bekeer. Hy sê word wakker, wees en aanbid soos wat jy gemaak is om te wees en te aanbid. Die woordjie bekeer beteken om van denke en van rigting te verander. Om die lens as dit ware van die leë graf aan te sit en dan te ervaar hoe mense lewenswyse spontaan volg. Maar julle bekering is wel nie maklik nie. Dis nie maklik nie, aangesien die eerste treukie daarvan is dat 'n mens moet erken dat jy verkeerd is. En dit, vriende, dit kom nie sommer natuurlik nie. Daarom, net soms kom ons agter deur dinge so swaar kry dat ons net mens is. Dat ons aardse lewe tydelik en nietig is. En dat ons maar soos almal soms verkeerd is. Alhoewel God nie verantwoordelik is vir die lyding rondom ons nie, vrywaar hy ons ook nie daarvan nie. Maar waarom? Gemeente uit sy eie seun nie daarvan vrywaar nie. Daardeur besef ons dat ons ook soos Jesus 100% mens is. En dit beklemtoon hoe kort ons tyd hier op aarde is in vergelyking met die ewigheid. Die paradys, daar waar geen lyding of duisternis is nie. Ek sluit graag af deur ook net ietsie te sê oor die tweede helfte van die teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Op die oog af sal dit lyk of hierdie gelykenis nie reg pas nie. Wat het 'n vyeboom te doen met dit wat by Siloam gebeur het, of onder die wrede hand van Pilatus? Maar juis dit is 'n fantastiese illustrasie vir die punt wat Jesus besig was om te maak. Die eienaar van hierdie plaas is God. En die vyeboom is Israel. Die eienaar is reg om hierdie boom af te kap, omdat daar nog geen vrug na 3 jaar is nie. Maar besluit dan om dit nog 'n kans te gee. Onthou julle vriende, 3 jaar. Jesus se tyd hier op aarde gedurende sy publieke getuienis was 3 jaar. En die tyd het naby gekom dat hy oorgelewer sou word. Maar die mense van Israel was in baie gevalle nie ontvanklik vir sy boodskap en vir wie hy was nie. Julle, die boodskap is steeds dieselfde vir ons vandag.
Eintlik moes ons tyd ook al opgewees het. Maar God kom en hy gee vir ons nog 'n kans om die keuse te maak om in sy genade te dans. En hierdie keuse dra dan vrug, soos die vyeboom moes. En daardie vrug verheerlik ons verlosser. Daardie keuse om in sy genade te dans, gee ons dan ook die vermoë om die groter prentjie, hierdie koninkryksprentjie te sien. En om dan te besef wie ons is, veral in tye van swaar kry. Hoekom kry goeie mense swaar? Wel, in sy wonderlike boodskap het Billy Graham die volgende rondom die misterie van lyding gesê. Ek is al honderde kere in my lewe gevra waarom God tragedie en lyding toelaat. Ek moet bieg dat ek regtig nie die volledige antwoord het nie. Selfs tot my eie bevrediging nie. Ek moet deur geloof aanvaar dat God soewerein is. Dat hy 'n God van liefde, barmhartigheid en deernis te midde lyding is. Verder het hy gesê, vir die Christen sê die kruis dat God ons lyding en sonde verstaan, want hy het in die persoon van Jesus Christus ons sonde en ons lyding op hom kom neem. En van die kruis af verklaar God, ek het jou lief. Ek ken die hartseer en die pyn wat jy voel, maar ek is by jou. Die verhaal eindig nie met die kruis nie, want Paasfees wys vir ons verby die tragedie van die kruis na die leë graf. Dit sê vir ons dat daar hoop is, want Christus het die bose en die dood oorwin. Ja, daar is hoop. Kom ons bid saam. Here, ons lees so moeilik aan die ontmoeting waarvan ons lees by Lukas 13. Maar deur stil te staan, kom ons net weer agter dat U die groter prentjie sien. Dat U ons toekoms en ons hede in gedagte het. Dat U ons wil kom ontmoet waar ons is en saam met ons die pad wil stap. Here, in tyd van lyding en van swaar kry, van hartseer is dit baie keer moeilik om daardie tree te gee. Maar dankie dat U dan nie net saam met ons die pad stap nie, maar vir ons dra, want U ken pyn. U ken lyding. Help ons, Here, om genoeg waagmoed te hê om in sulke tye in U arms te rus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons reageer op die woord van die Here deur ons slotlied vir vanoggend saam te sing. Kom ons staan en kom ons sing, kom nou is die tyd. Baie dankie.
Gemeente, ontvang die seën van die Here, en as jy die vrymoedigheid het, om net die persoon langs aan die hand te vat na die tyd, wanneer ons mekaar seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, hy wat ook lyding ken, die liefde van God ons Vader, en die troos, die nabyheid, die leiding van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar. Die Here seën en beskerm